So, nou by voorbeeld 3. Gebruik die onderstaande inligting en vul om die volgende transaksies in die boeke van Tommy Tom handelaars vir April 2025 te voltooi. Let wel, dit is onnodig om die totale van die kolomme van die onderskeie joernale aan die einde van die maand op te tel. So jy gaan nie uitwerk, jy gaan nie al jou totale optel nie. Hulle wil net hier met die transaksies doen. So, jy sal sien, hulle is besig, hulle gee vir jou 'n papier met jou KOJ, jou KBJ en dan jou DJ. So dit is 'n mengsel waar jou transaksies KOJ, KBJ en jou debiteerde joernaal is. So, wat belangrik is, skryf eers weer net vir jouself neer, dat jy kan onthou, wat is die brondokumente nou alweer van 'n KOJ? So, brondokumente so, jou KOJ sin, hulle sal praat van kwitansie of KRR. Dit kan ook 'n bankstaat wees as dit wys op geld wat jy ontvang het. Dan KBJ is jou EFO betalings, maar ons gebruik altyd dit as die bankstaat, want dit wys op jou bankstaat. Jy sit dit nooit by jou dokumentnommer as EFO-nommer nie, ons sê altyd bankstaat, so dis B/S. En jou debiteerde joernaal, dit is as mense by jou op skuld koop, en dan gaan daar staan faktuur. So. Nou gaan ons begin om deur die transaksies te lees, so dit is wat jy eers doen, jy lees eers deur jou transaksies en dan doen jy joernaal vir joernaal. So, nou sê hulle, die eienaar Tommy Tom het sy kapitaalbydra vermeerder van R100.000 na R120.000, deur 'n direkte betaling in die besigheid se lopende bankrekening te maak, ry kwitansienoemmer 202. So sien julle, dis kwitansie. Dit beteken, hy is met ander woorde in jou KOJ. So skryf dan vir jouself neer, dis jou KOJ. Nou sê hulle, kredietverkope van voorraad met 'n kosprys van R800 is on R Dillon. Voorraad word verkoop teen kosprys plus 40%. Faktuurnommer 12 word uitgereik. Sien julle, daar staan faktuur. So dit beteken, dan weet jy as jy teorie ken, dit moet in jou DJ kom. Dan sê hulle, maak 'n EFO betaling aan Marco handelaars vir die volgende. EFO betaling. So, sien jy daaronder het ons sê EFO is bankstaat, maar dit beteken, dit kom in jou, alles in jou KBJ. Kontantverkope van voorraad. So as jy praat van kontantverkope, weer eens, dis verkope, maar is kontantverkope. Dit is met kontant, so dis nie op skuld nie, so dan weet jy, dit kom in jou KOJ. Dan sê hulle, T. Jordaan, 'n debiteer vereffen sy rekening van R900. So dit beteken weer eens, hy vereffen sy rekening, so met ander woorde, hy betaal sy rekening. Hy betaal ons sy skuld op sy rekening. So, met ander woorde, ons kry geld in. So dit beteken, dit kom in ons KOJ. J. Neutron het sy maandelikse huur per EFO aan Tommy Tom handelaars betaal. Hier beloop R36.000 per jaar. So met ander woorde, J. Neutron het hier per EFO aan ons betaal. So dit beteken, ons ontvang geld, so dit is KOJ. Nou sê hulle hierso, doen 'n EFO betaling aan. So ons moet dit doen. As hulle sê aan Ekurhuleni munisipaliteit, onthou, ons is Tommy Tom handelaars,
So as ons 'n EFO betaling aan 'n ander besigheid moet doen, dan weet ons, dit is met ander woorde KBJ. So, nou kan jy jou transaksies vat, en dan maak jy hierso, jou algemene groot, of jou KOJ, sorry. Dis jou KOJ, kontant ontvangstejoernaal, is jou KOJ. Nou ek het almal in hierdie kleur pink gehighlight. So ons kyk gou, die eerste een was op die eerste. Sien julle daar praat hy van, hy het sy kapitaal vermeerder. So, dan weet jy, dit is van wat ons geld ontvang het. So, by dokument, en hulle het gesê, dis kwitansie nommer 202, so jy gaan by dokumentnommer, sê jy 202, die dag, dit het gebeur op die eerste, by besonderhede gaan jy die eienaar se naam sê, want hy het geld inbetaal. So jy gaan sê Timothy Thomas, vir jy groot handskrif kan jy selfs net sê T. Thomas. Ok, sit niks by folio nie, by ontleding van ontvangste, gaan jy nou met ander woorde die bedrag insit. Nou hulle sê dit was 100.000, maar hy het dit vermeerder na 120.000. So dit is basies hierdie 120.000 minus die 100.000 gee vir jou 20.000. Kijk, so jy gaan die 20.000, jy gaan nie die 120.000 nie, want hy vermeerder sy kapitaal van dit tot dit, so dan trek jy dit van mekaar af, so jy gaan sê 20.000. Ok, nou, jy bank net een keer 'n dag, dis die enigste transaksie vir die dag, so, jy onderstreep jou ontleding van ontvangste, en dan gaan jy dit gaan bank. Ok. Ons het gehighlight jy ontvang geld van kapitaal, so dis hoekom gaan jy dit nie in verkope sit nie, jy gaan dit nie in koste van verkope sit nie, jy gaan nie in debiteure kontrole nie, jy gaan dit by jou diverse rekeninge sit. So jy gaan sê 20.000 en jy gaan sê by besonderhede, dit is kapitaal. Nou, kapitaal is 'n balansstaatrekening, so dis hoekom sit ek my B daar. Dan is ons klaar met die eerste transaksie. Nou soek ons, wat ons 'n ander KOJ transaksie, en dis hoekom sê ek, dit help nog om so te color code, dan sien ek, dit is die 12de. Maar sien jy, op die 12de is daar 1, 2, 3 transaksies wat in die KOJ kom. Ok, op die 12de is hulle kontantverkope van voorraad. Nou jou brondokument, jy moet weet, kontantverkope, dit is, jy reik vir hulle slip uit, so dit is jou KRR, jou kasregisterrol. Dis op die 12de, ok, by besonderhede, jy gaan nie elke persoon wat by jou iets gekoop het, sy naam skryf nie, so jy gaan net sê, verkope, jy sit niks by folio nie, en dan gaan jy die bedrag, die geld wat jy ontvang het, kontantverkope was, R4.200. Ok, nou, jylle bank net een keer 'n dag, so dis hoekom gaan ek hom nog nie by bank insit nie, en ek gaan nog nie onderstrip nie, want ons altesaam 3 transaksies vir die dag. Nou, ons ontvang geld van kontant verkope, so onder verkope, se kolom gaan ons sê R4.200. Hulle het ook vir ons gesê, ons kosprys van verkope, of ons kosprys was R3.000, so onder koste van verkope gaan jy sê R3.000. Dan is ons klaar met hierdie transaksie. Nou is hulle T. Jordaan 'n debiteur vereffen sy rekening van R900, so met ander woorde, hy betaal sy rekening. So, jy gaan nou, ons sou dan 'n kwitansie weer vir hom uitgereik het, so jy gaan van, jy tel net verder, so dit is nou 203. Jy gaan die debiteur se naam neerskryf, want jy ontvang geld van hom, so dis T. Jordaan. Okay. Omdat hy 'n debiteur is, ons maak hom sommer D1, so jy gaan hom by folio sit, D1. Okay, en jy ontvang R900. So jy sit dit in ontleding van ontvangste.
Onthou, daar is nog een transaksie vir die dag, so dis hoekom gaan ek hom nog nie onderstreep nie, ek gaan nog nie bank nie. Nou gaan ek met ander woorde, nou gaan ek sê, okay, dit is nie geld wat ons ontvang van verkope nie, so verkope en koste van verkope gaan altyd saam. As jy dit in jou verkope so klomp sit, moet jy in die koste van verkope ook iets sit. Jy ontvang geld wanneer 'n debiteer betaal sy rekening, so jy gaan onder debiteure kontrole sit, hierdie R900. En dan is ons klaar met die transaksie. Die laaste een op die 12de, Neutron, het sy maandelikse huur per EFO aan Tommy Tom handelaars betaal. Hier beloop R36.000 per jaar. So, wat belangrik is, hierdie gedeelte waar hulle sê, per jaar, maar hy het sy maandelikse huur betaal. So, jy kan nie daai R36.000 insit nie, want hy het nie betaal vir die jaar nie, hy het net betaal vir 1 maand. So, wat jy nou gaan doen is, jy gaan sê hierdie 36.000, daar is 12 maande in 'n jaar, so dis hoekom gaan ek sê gedeel deur 12. So 36.000 gedeel deur 12, werk uit op R3.000 per maand. So hy het met ander woorde net R3.000 betaal. So, jy gaan nou hierso dit hier invul, okay, weer eens, ons hy vir hom 'n kwitansie uitgereik het. So, jy gaan aan met die nommer, so dis 204. Jy gaan Neutron se naam hier neerskryf. Okay, hy is nie 'n debiteer nie, so jy los vir jou uit, en jy gaan nou die R3.000 hier neerskryf. Okay. Dit is die laaste transaksie vir die dag. So, jy gaan dit nou alles onderstreep. En nou gaan jy die 4.200 plus die 900 plus die 3.000 by mekaar tel. Dit werk uit vir jou op 8.100. Dan gaan jy daai 8.100 gaan bank. Okay. Jy het geld ontvang van hier, so dit gaan nie onder verkope nie. As dit nie onder verkope gaan nie, gaan dit definitief nie onder koste van verkope nie. Dit gaan nie onder debiteure kontrole nie, want dit is nie 'n debiteer wat sy rekening betaal nie. So dit moet gaan onder diverse. So jy gaan hierdie sê hierdie R3.000 en jy het geld ontvang van hier inkomste. Onthou, dis belangrik dat jy sê inkomste, want dit kan of wees jy betaal vir hier, so hier kan of 'n uitgawe wees of 'n inkomste, maar hierso het ons geld ontvang want iemand anders te hier 'n gedeelte by ons. So dis hoekom jy skryf hier inkomste, en hier inkomste is 'n nominale rekening, dis hoekom is dit 'n en daar. Okay, nou is ons klaar met ons KOJ. Nou gaan ons KBJ doen, en sien julle, ons het ons KBJ gehighlight en in groen. Jou KBJ staan vir kontant betalingsjoernaal. So met ander woorde, dit is as hulle dit betaal. Okay. Eerste betaling wat hulle gemaak het is op die 10de. Maak 'n EFO betaling aan Marco handelaars vir die volgende. Okay. 'n drukker. Dit is deel van toerusting. Onthou, toerusting is enigiets wat jy nodig het om jou werk te doen. So 'n drukker is 'n printer. So dit kan 'n rekenaar wees, dit kan tafelstoele wees. Dit is goed wat jy nodig het om jou werk te kan doen. So dit is toerusting. Skryfbehoeftes bly skryfbehoeftes. Voorraad. Daai voorraad is eintlik handelsvoorraad. So dis die produkte wat jy verkoop. En dan sê hulle weer skryfbehoeftes, maar as hierso staan persoonlike gebruik van die eienaar. Dit beteken, dit is onttrekkings. Okay, so as jy iewers te hoor, dis vir die eienaar se gebruik of persoonlike gebruik vir die eienaar, dan moet jy weet dit is val onder onttrekkings. Jy gaan dan nie sê skryfbehoeftes nie, maar jy gaan sê onttrekkings. So, die bankstaat, hulle het gesê EFO, so die brondokument is bankstaat, want die EFT sal wys op jou bankstaat. Die dag is die 10de. Naam van begunstigde, jy skryf hierso
watter besigheid het jy betaal? So jy het vir Marco Handelaars betaal. Jy los vir folio oop. Nou, ek gaan eers bank uitlos. Want as jy byvoorbeeld, kom ons sê by Pick n Pay gaan, jy gaan nie vir, as jy 'n pakkie brood koop, of 'n sakkie brood, vir dit betaal en dan apart vir jou melk en dan apart vir jou koeldrank nie, jy betaal 'n totale bedrag. So ons gaan by bank die hele totale bedrag sit, ons gaan nie elke liewe een apart inskryf nie, so ons hou eers die bank oop, dat ons eers gou alles klaar verder invul. Nou die eerste een was 'n drukker en ons het gesê dit is toerusting. So, dit gaan nie onder handelsvoorraad wees nie. So jy gaan by bedrag sê, by onder diverse, R2500, maar by besonderhede gaan jy sê toerusting. Toerusting is 'n balansstaatrekening, so jy gaan by folio sê B. Dan, die volgende een was skryfbehoeftes van R320. Nou, dit gaan nie onder handelsvoorraad nie, so ons moet dit hier onder skryf. So met die KBE kan jy onder mekaar ook skryf. Jy gaan nie alles in een lyntjie altyd kan inpas nie. So in die volgende lyntjie gaan jy sê R320 en dit is skryfbehoeftes. Skryfbehoeftes is 'n uitgawe en uitgawes kom in jou nominale rekening. Dis hoekom skryf ek daar N. Dan het ons gesê, ons het handelsvoorraad gekoop, R1000 minus 10% korting. So jy moet eers uitwerk, dit beteken jy het afslag. Daai kontantkorting beteken jy het, omdat jy kontant betaal, het hulle vir jou afslag gegee. So, jy gaan eers vir jouself sê, jy gaan my R1000 vat, maar jy gaan 10% afkry. So, gewoonlik betaal jy mos 100% van die prys, maar omdat jy 10% afkry, gaan jy sê 100 minus 10 gee vir jou 90. So jy gaan net 90% van die totale bedrag betaal. So jy gaan sê 90 maal 100, okay, en dan gaan dit uitwerk op R900. Jy gaan net R900 vir die produk, die handelsvoorraad betaal, omdat jy dit kontant koop en nie op skuld nie. So, by handelsvoorraad, jy gaan nie nou in jou derde lyntjie skryf nie, want daar is 'n oop kolom, so jy gaan nie bo skryf R900. Daar is spasie vir hom. Die laaste gedeelte was mos onttrekkings, want dit is skryfbehoeftes, maar dit is vir die eienaar se gebruik. So, jy gaan nou weer onder jou diverse, maar jy gaan dit in die volgende lyntjie skryf, want jy kan nie meer as een transaksie in een lyn skryf nie. So jy gaan sê R120 en dit is onttrekkings. Nou onttrekkings val onder balansstaat, so jy gaan 'n B daar sit. Nou is ons klaar om al die rekeninge apart, maar ons moet nou uitwerk, hoeveel het hy in totaal betaal by Marco Handelaars. So jy gaan sê 2500 plus die 320 plus 120 plus hierdie 900 beteken hy het R3840 in totaal spandeer by Marco Handelaars. So dit is die bedrag wat van ons bank afgaan. Hierdie het ons net apart ingeskryf, wat het ons alles van die R3840 betaal. Okay, dan kyk ons, daar is nog 'n KBE transaksie. Hulle sê doen 'n EFO-betaling aan Ekurhuleni munisipaliteit, R700 vir heffings en betalings, R1000, vir water en elektrisiteit R2100 en persoonlike heffings en betalings. Sien julle weer, dit is daai persoonlike heffings en betalings van die eienaar. Dis weer persoonlik, die eienaar, so dit val weer onder onttrekkings. Alhoewel dit ook vir belasting en heffings is, maar dit is vir die eienaarsin, so ons moet dit sit onder onttrekkings. So, nou, jy kan nie hier begin te skryf nie, want sien jy, dan gaan dit overlap. So, jy tel, jy tot daar, so jy moet in die volgende lyntjie begin te skryf. Weereens, as jy EFO betaling maak, is dit
dit gaan op jou bankstaat wys, dis op die 25ste, en ons betaal vir Ekurhuleni munisipaliteit. Ons gaan niks onder folio sit nie. Weereens, ons gaan 'n one-shot betaling doen, so ons gaan dit nie nou in bank uitwerk nie, ons gaan dit eers apart inskryf. Okay, ons betaal die eerste een is R700 vir heffings en belasting. So jy gaan sê R700 hier, heffings en belasting. Dis 'n uitgawe, so dis nominaal. Dan die volgende een is R1000 vir water en elektrisiteit. Dit is nie handelsvoorraad nie, so ons gaan diverse toe. So onder ons skryf jy R1000. Water en elektrisiteit. En dit is 'n uitgawe, so dit is 'n nominale rekening. En dan is die laaste een, het ons mos gesê R2100 vir die eienaar se persoonlike heffings en belasting. So, ons gaan dit sit onder onttrekkings. En onttrekkings is 'n balansstaatrekening. So, byvoorbeeld gaan jy sê B. Nou moet ons uitwerk hoeveel het ons totaal vir Ekurhuleni munisipaliteit betaal. So jy gaan sê R700 plus R1000 plus R2100 werk uit op R3800. So, met die eerste een gaan jy gelyk sit daai R3800. So, onthou, moenie skrik as jy 'n KBJ kry, jy mag in meer as een lyntjie so skryf. Maak net seker dat jy die spasie oop hou, dat jy dit nie overlap nie. So jy kyk altyd waar die laaste transaksie begin en dan begin jy in die volgende ry. Andersins gaan jou goed baie de mekaar wees. Dan is ons laaste besig met ons debiteure joernaal. Onthou, jou debiteure joernaal is as mense by ons op skuld koop. Nou, ons het gesien hierso, ons het dit in hierdie pink gesit. Dis daai faktuurnommer. So, ek gaan my debiteure joernaal net die naam, dis jou DJ, net highlight, net trek te hou waar is wat alles. So, hulle het gesê kredietverkope van voorraad met 'n kosprys van R800. Onthou, kosprys is jou koste van verkope. Jy gaan moet uitwerk hoeveel het jy eintlik gekry. Nou daar is 'n formule om verkoopprys uit te werk. Dis jou kosprys maal 100 plus die persentasie wins gedeel deur 100. Hierdie formule moet jy leer. So, ons het gesê ons kosprys is R800. En as jy verder lees, het hulle gesê, die voorraad word verkoop teen die kosprys plus 40%. So, ek gaan dit uitwerk op 140, van 100 plus 40, geef my 140. So, dan tik jy net in jou calculator, 800 maal 140 gedeel deur 100, werk uit op R1120. So dis met ander woorde die waarde van dit wat hy eintlik gekoop het op skuld. So, dokumentnommer gaan jy altyd daar sit, dit is, jy gaan die faktuurnommer skryf, so dit is 12. Die dag is dit het gebeur op die 7de. En ons het gesê, by besonderhede gaan jy sê watter debiteer, of partykeer sal daar staan debiteer in plaas van besonderhede in die kolom. Watter debiteer het op skuld gekoop? So, dit is daai R-Dillon. Okay. By folio, onthou, ons het hierso gesê, iemand het op hulle rekening betaal, T. Jordaan, ons het vir hom D1 genoem. So ons kan R-Dillon nou sommer D2 noem, want ons het 2 debiteure, so hy is debiteer nommer 2. Ons gaan hierso sê die R1120 by verkope wat ons uitgewerk het, en by koste van verkope gaan ons die R800 skryf. Nou, hulle het gesê, jy hoef dit nie die totale op te tel nie, want
dit vat onnodig tyd, so dan met ander woorde is jy klaar met, as hulle vir jou vra om 'n KOE, 'n KBE en 'n DE te doen, waar die transaksies te mekaar is. Onthou wat belangrik is, voordat jy begin, skryf jy jou brondokumente neer. Lees deur, highlight vir jou keywords, skryf jou neer in watter joernaal en dan doen jy dit joernaal vir joernaal, sodat jy nie de mekaar raak nie.